Goeiedag sê familie en vriende, julle is 'n hartlike groet in die wonderlike naam van die Here Jesus Christus. Ek gaan vandag praat omdat ons 'n dag is voor die kruisiging. Laaste week voor die kruisiging gaan ek praat vandag oor hierdie gedeelte. Ons weet gewoonlik doen ons dit by die 7 kruiswoorde wat ons altyd bedien. En ek wil vandag praat uit die boeke van Matteus 27 uit, vanaf vers 45 tot vers 49. Die opskrif sê in vers 32 die kruisiging. Vers 45 sê, en van die 6de uur af het daar duisternis gekom oor die hele aarde tot die 9de uur, met ander woorde, dit was 3 ure. En omtrent die 9de uur het Jesus met 'n groot stem geroep en gesê, Eli, Eli, lama sabachthani, dit is my God, waarom het u my verlaat? En sommige van die wat daar staan, hoor dit en sê, hy roep Elia. Toe hardloop daar dadelik een van hulle, en neem 'n spons en maak dit vol as syn, en sit dit op 'n riet, en laat hom drink. Ek wil konsentreer op hierdie gedeelte in vers 46, en omtrent die 9de uur het Jesus met 'n groot stem geroep en gesê, Eli, Eli, lama sabachthani, my God, waarom het u my verlaat? En ek wil vandag praat oor hierdie boodskaptitel, jy is nie verlate nie, jy is nie alleen nie. Die duiwel is 'n leienaar wat vir jou sê, jy is alleen. Jy is nie alleen nie, jy was nog nooit alleen nie, jy word nie beweeg deur dit wat jy sien nie. Ons as kinders van die Here word nie beweeg soos die wêreld sien nie. Die wêreld word beweeg deur wat hulle sien, maar 'n kind van God word beweeg deur wat hy glo. Van geloof is 'n vaste vertroue op dit wat ons hoop, 'n bewys van dit wat ons nie sien nie. Jesus is aan die kruis, en terwyl hy aan die kruis is, roep hy uit na die Here toe en hy vra, my God, waarom het u my verlaat? Nou die rede hoekom Jesus sê, vra my God, waarom het u my verlaat, is nie omdat Jesus verlate gevoel het nie. En is ook nie omdat Jesus alleen gevoel het in die lewe nie. Was nie omdat Jesus eensaam gevoel het aan die kruis nie. U moet verstaan dat die Bybel sê, terwyl Jesus aan die kruis vra, my God, waarom het u my verlaat? Moet u verstaan, moet ons kom by die punt. Hoe het Jesus gekom by die kruis? Wat het veroorsaak dat hy na die kruis toe gaan? Wat het veroorsaak dat hulle hom moet kruisig? So wat gebeur het in die tuin van Eden? Was die eerste Adam geskape. Dit sê die eerste Adam was geskape, en die Adam wat geskape was, het misluk in die tuin van Eden. En God het die mens gemaak met sy eie hande. En toe ons as mens gefouteer in die lewe. So wat sê dit vir my? Wat het veroorsaak, wat het gemaak dat Jesus aan die kruis van Golgotha moet gaan sterwe? En hoekom voel hy asof hy alleen is? Asof God nie daar is nie. Maar Jesus was nie beweeg deur wat hy sien en wat hy nou fisies ervaar nie. En baie van daai soldate en van daai mense wat Jesus agtervolg het gedink dat die Here is verlate, en die Here is alleen. Nou daar's 'n rede hoekom Jesus hierdie woorde uiter aan die kruis. Daar's miskien baie professors wat luister na die boodskap vandag, wat miskien die boodskap sal tellings oop, wat miskien op die YouTube sal praat, wat sal WhatsApp, wat dalk vir my sal bel. Maar die rede hoekom Jesus nie iets wat sy geleer het by 'n universiteit nie, of in 'n boek nie, of op Google gesearch het nie. Nou daar's 'n rede hoekom Jesus hier woorde uiter
aan die kruis. My God, waarom het U my verlaat? Ons moet verstaan, die natuur van God is liefde. En in liefde is daar geen kwaad gevoelens nie. En omdat sonde het veroorsaak dat Jesus aan die kruis vasgenaal was. So met ander woorde is omdat Jesus sonde nie ken nie. Hy weet nie wat sonde is nie. En hy ervaar daai oomblik die druk van sonde op hom aan die kruis van Golgotha. En hy vra, my God, waarom het U my verlaat? Omdat hy is nie die natuur van sonde, is hy nie gewoond nie. Hy ken nie sonde nie. Want die Bybel sê die skuld wat op U was, het hy op hom geneem. So as die Bybel sê, hy vra, my God, waarom het U my verlaat? Is nie omdat God hom verlaat het nie, en is nie omdat hy eensaam gevoel het nie. Hy het die druk van sonde vir die tyd aan die kruis het hy ervaar. Sonde maak jou dood. Sonde maak dat jy alleen voel. En sonde maak dat jy magteloos voel. En Jesus ervaar die verskillende tipe emosies, die verskillende tipe gevoelens, aanvaar hy aan die kruis. En hy weet, die ding wat hy nou ervaar aan die kruis van Golgotha is 'n ding wat hy nie ken nie, dis nie in sy natuur nie, maar nogtans sê hy, Vader, laat hierdie beker verby my gaan, maar dink aan my. En hy ervaar sonde aan die kruis, en hy sê vir homself, hy vra, Vader, laat hierdie beker verby my, en hy sê, my God, waarom het U my verlaat? Maar sy kragte kom by mekaar, en terwyl hy aan die kruis is, dink hy aan sy liefde vir die mens. En hy sê, die is 'n tyd om nie in te gee nie. Die is 'n tyd om nie op te gee nie. Die is 'n tyd om deur te druk. Vir 'n klein tydjie sal ek die ervaar nou. Maar ek maak 'n belofte. Ek gaan om vir jou plek te berei. En as ek terugkom, kom haal ek die wat myne is. So hy vra die vraag, my God, waarom het U my verlaat? Is omdat hy die druk van sonde, die sonde wat ek en U gedoen het, ervaar hy vir die oomblik. Die druk van sonde maak dat dit voel vir hom asof hy alleen is. As jy dit vleeslik kyk, sal jy dink die God wie ons dien, het die Here alleen gelos. Maar dit was die sonde, die gewig van sonde, het hy gevoel en hy voel alleen. Dis hoekom dit so belangrik is wat die woord van die Here sê, waar 2 of 3 op aarde oor een saak saamstem, so sal dit wees. Sonde was vernietig aan die kruis van Golgotha. Hy het gedink aan ek en U. Ek en U was op sy gedagtes. Dit mag vir die wêreld dink dat God die Here verlaat het, toe hy die woorde uitspreek. My God, waarom het U my verlaat? Die Here kan nie in sonde woon nie. Hy's 'n God van 'n lig. Hy's 'n God van vrede. Hy's 'n God van liefde. So God was nie in sonde nie. God woon nie in sonde nie. God lewe nie in sonde nie. En daarom het Jesus alleen gevoel, want God is nie 'n God van sonde nie. God is 'n God van liefde. En God is 'n God van vergifnis. En Jesus voel alleen. Maar hy is nie alleen nie. Jy mag dalk alleen voel vandag, maar jy is nie alleen nie. Die Bybel sê, en dit was die 9de uur, toe hy hierdie woorde uitroep.
my God, waarom het U my verlaat? Jy is nie alleen nie. Moenie laat die duiwel vir jou 'n ander boodskap preek nie. Jy is nie alleen nie. God woon nie in sonde nie. Sonde het gemaak dat hy aan die kruis van Golgotha gesterf het vir ek en U. Maar jy weet wat? Het was nie sonde wat vir Jesus Christus aan die kruis doodgemaak het nie. Ja, het was nie die sonde wat op ek en U moes was, wat op hom was, wat hom doodgemaak het nie. Maar het was die liefde wat hy het vir die mens aan die kruis van Golgotha. Hy het gesterwe ter wille van liefde, nie gesterwe ter wille van sonde nie. Hy het gesterwe ter wille van liefde. En nou verstaan ons hoekom Jesus aan die kruis gesê het, gevra het, my God, waarom het U my verlaat? As omdat hy nie sonde geken het nie. En sonde was nooit deel van sy natuur nie. Hy is 'n God van liefde. Hy sal 'n God van liefde bly. En dis die rede hoekom hy hierdie woord uitspreek. My God, waarom het U my verlaat? Ek sluit af. Elke Suid-Afrikaner. Jesus het aan die kruis gesterwe ter wille van liefde. Nie van sonde nie. Liefde het gemaak laat hy deurdruk en sy laaste asem uitblaas. En voor hy sy laaste asem uitblaas sê, dit is volbring. Waardeur jy gaan in die lewe, van al hierdie dinge, sal hierdie 3 dinge oorbly, maar liefde oorwin alles. Ja, toe hy aan die kruis vra, my God, waarom het U my verlaat? Liefde het hom laat sterf aan die kruis, vir ek en U. En liefde het hom laat opstaan uit die dood uit, vir ek en U. Jesus was nooit alleen nie, en jy is nooit alleen nie. Die Here seën jou, die Here versterk jou, gaan die Easter naweek 2026 in, en weet dat, dit was ter wille van sy liefde, wat hy gesterf het, aan die kruis van Golgotha. Die Here seën jou, die Here versterk jou. Evangelist Nathan Besuidenhout. Vader, ek kom vandag in die naam van Jesus Christus, ek bid vir elke kyker, elke inluisteraar, wat geluister het na die program, dat elke persoon kom tot die beseffing, tot die openbaring van die woord van U, wat plaasgevind het aan die kruis, was nie sonde wat U doodgemaak het nie, maar dit was die liefde, wat U vir ons as mense gehad het. En ek stuur dieselfde liefde, die uithouvermoë, die deursettingsvermoë, stuur ons in ons land in, so ver wat die uitsending uitgesaai is, Namibië toe, sodat ons besef, dat sonde nie U doodgemaak het nie, maar dit was die liefde, vir ons as mense, ons as 'n verlore wêreld. Dankie vir 'n tweede kans, wat U ons gee. Die Here seën U. Amen.